Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u en dat die woord van die Here steeds vir die fondasie is van alle waarheid. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die ongevraagde aanval op die pre-rap of die post-tribulation rapture gelowiges. En dit kom natuurlik van die pre-trib kamp af. Die bespotting en die haatlike uitsprake deur hierdie mense is eintlik baie skokkend, liefdeloos, onskriftuurlik. Maar ons weet daar gaan altyd verskille wees en hierdie is 'n baie omstrede onderwerp, die tydlyn van die wegraping. En baie mense is vyande daardeur, hulle skep vyandskap in die kerk daarmee en dit is absoluut totaal onnodig. Ons gaan vir julle 'n paar videoklips speel, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. Nou, die leerstelling van die wegraping of die wegvoering van die kerk, wat natuurlik ook in Grieks as harpazo vertaal word, is die wegvoering, die gebeurtenis wat gaan plaasvind by die wederkoms van Christus na die groot verdrukking, die verkorte groot verdrukking natuurlik. En dit is wat gaan gebeur, dis wat die Bybel vir ons tog leer. Daar gaan nie 'n ander geleentheid wees nie, dis na die verdrukking, eenmalige wederkoms, eenmalig kom ons al. Daarna sal ons terugkeer saam met hom na die olyfberg toe. Dit is 'n onderwerp op sy eie, maar baie mense glo dit moet plaasvind voor die 7 jaar. En dit is nie die geval nie. Nou ja, soos ek gesê het, dis die mees omstrede onderwerp met betrekking tot die eskatologie. En gelowiges is mekaar vyandig gesind in die liggaam van Christus. Die Satan slaag daarin om sy doel te bereik, om vyande te skep in die kerk, en dit gaan hulle ongereed maak vir die wederkoms van Jesus. Alle gelowiges behoort almal te glo dat Jesus weer gaan kom. Dit is tog die doel waarvoor ons weet wat die woord sê, hy gaan weer kom, hy kom ons kom haal, dis die wederkoms van Christus. Maar die vyandskap is natuurlik die tydgleef van die wegraping. Nou wanneer jy met hierdie mense praat, dan sal hulle altyd 'n koue skouer vir jou gee, hulle sal nie graag om 'n tafel wil sit nie. Ek weet van baie wat my al geblok het, 2 keer, en mense wat eenvoudig besluit het, hulle gaan nie met my praat oor hierdie goed nie, en hulle is nie in die moed vir argumente en goed nie, maar dit gaan nie oor dit nie, dit gaan veel meer, dit gaan oor die waarheid van God se woord. Nou daar's 4 tydlyne wat waarna vasgehou word, die pre-trib, die mid-trib, die post-trib en die pre-rap, waaroor ek nie vandag gaan gesels nie, maar dit is die tydlyne wat baie mense vashou. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van 'n dame wat sê, as jy nie glo in die pre-trib rapture nie, dan is jy absoluut jy 'n verharde hart. So yes, there are believers who can reject the pre-tribulation rapture doctrine because their hearts are hardened. And what happens when somebody has a hardened heart? They don't understand the word of God. So if they've already decided in their heart they're not going to believe in the pre-tribulation rapture, and they want to believe the false teachings and the confusing teachings that just don't add up, they're not going to see the clarity of the truth that's in God's word. Their hearts are going to be hardened to it. Nou ja, hierdie vrou glo vas dat as jy nie glo in die pre-trib rapture nie, dan het jy 'n verharde hart, jy is mislei, jy hou vas aan dwalinge wat in jou verkondig word. Maar jy sien, hierdie mense hou vas aan hierdie pre-trib rapture teologie, want dit is 'n gemaklike teologie, dit is 'n teologie wat vir jou leer, jy gaan nie moeilikheid hê nie, en dit is nie wat die woord leer nie. Dit is onskriftuurlik, daar gaan nie 'n wegraping voor die 7 jaar of voor 'n groot verdrukking wees nie, maar hierdie mense glo dit met hulle hele hart, en jy is eintlik maar verdwaald as jy nie daaraan vashou nie. Kom ons gaan kyk na 'n ander dame wat die post-trib gruwelik aanval en hulle spottende duiwels noem. Hello. Don't be seduced by post-trib scoffing devils. And I say devils because that is exactly what it is. In these end days, there are lying and seducing spirits that are assigned to cause confusion, to take away the joy, the expectancy of the bride of Christ. And we daresn't let it. We have got to stay in the Word, and we have...
Nou ja, hierdie vrou loods 'n gruwelike aanval op Post-trippers en sê het sonder om daaroor na te dink dat die mense mislei, dat hulle mense mislei en dan word hulle ook spottende duiwels genoem. Die Post-trippers, pre-rappers is almal spottende duiwels. En as jy die volledige video gaan luister na op YouTube, dan sê jy ook sien, sy gebruik 2 Petrus 3, wat sê in die laaste dae sal daar spotters kom, en dis natuurlik hulle wat nou vashou aan die pre-rap of die post-trip. Maar dis buite konteks wat sy het gebruik. Sy sê dat dit misleidende geeste is, natuurlik die pre-rap post-trip, wat mense se verwagting van 'n pre-trip en die blydskap van die bruid wil wegneem. Daar gaan baie ontstellende nuus wees, dat die dag dit nie gebeur nie, en hulle gaan offended wees, omdat hulle gedink het dat die pre-trip rapture 'n realiteit is, terwyl dit nooit was nie, gaan hulle baie geskok, hulle gaan offend wees, en baie van hierdie mense gaan hulle geloof versaak. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê die mense wat die pre-trip rapture verdedig. In die eerste plek, hulle sê dat the blessed hope is the pre-trip rapture, the escape from all of the church in neon flashing lights. Ander woorde, hulle gaan die probleme wat kom, die verdrukking, die antichrist, al die goed wat kom, gaan hulle ontvlug en hulle gaan nie deur dit gaan nie. Maar dis skok slegte nuus wat wag vir hulle, dit gaan nie gebeur soos hulle dink nie. Nou, hier's 'n ou wat so 'n dokument gepost het by brother, ons weet nie wie hy is nie, is maar net so, dit is net so af gaan kopie, en hy sê die volgende: Some people might say, we've known that for a long time, Bell. Welcome to the party. Dat natuurlik die pre-trip rapture gaan plaasvind. To that I'll say yes, we have known that, but satanic agents like the pre-rap, post-trip teachers and preachers and others have been hard at work attempting to kill, steal and destroy that hope. Sien jy, hulle sataniese agente, dink jy dat dit Christelik is, dat dit werklik die liefde is wat in ons harte moet heers as kinders van die Here? Hoegenaamd glad nie. Goed, kom ons gaan kyk vir wie is die blessed hope. Dit is net vir mense wat glo aan die pre-trip rapture. En dit is 'n geskrewe dokument wat ek hier vir u gaan lees. Kom ons gaan kyk wat sê die persoon. The one thing that pre-trip, mid-trip, pre-rap and post-trip rapture folks all have in common, they all believe that the Lord Jesus is coming back soon. En dit moet ons almal glo. However, the blessed hope is only for those who believe in the pre-tribulation rapture. Die blessed hope is vir alle gelowiges. Nie net vir hulle wat glo in 'n pre-trib rapture nie. Daar is nie 'n pre-trib rapture nie. The other views, unfortunately, are all waiting for the Antichrist and not the Lord Jesus Christ. They have lost their blessed hope. The other views are robbers to the Christian as they seek to steal from the believer the imminent, soon, unknown time hope of the rapture. Hierdie mense glo absoluut, dit is die essensiële doktrine van die pre-trib rapture kamp. Daar is niets anders wat gaan gebeur nie, maar die ontnigtering gaan wees, dit gaan nooit gebeur nie. En daar wag altyd konsekwensies op 'n leuen. En dis wat hierdie mense glo. Met ander woorde, wat glo hierdie mense? Dat die blessed hope, dit is die wegraping, die pre-trib wegraping, wat natuurlik gaan plaasvind. Goed, hulle sê in Openbaring 4:20, sê hulle, describes the tribulation on earth and the church is not there. How clear can you get, sê hulle? If someone tells you you're going through the tribulation, just start whistling. If you're happy, you know it, then clap your hands. 'n Arrogante, ignorerende houding, 'n bespotting wat hulle maak. Fluit net man, gaan en klap jou hande, maak op jy happy is, moenie eens luister na hierdie mense nie. Daar wag ontnigtering vir sulke mense. Nou Steven Anderson, hulle noem hom Steve Anderson hierso, glo aan die wegraping na die verdrukking, en al het hy baie foute, hy het dit korrek hierso, en dan sê hulle, Steven Anderson also says that God's wrath is not poured out during the tribulation, but he goes on to say that the tribulation has nothing to do with God's wrath. He really is a melonhead, isn't it, sê hulle. Nou hy is heeltemal korrek, die verdrukking
en die wraak van God is twee verskillende gebeurtenisse, wat natuurlik geskei word deur die 6de seël. Wat is eintlik baie skokkend. Ek kom gewys vir op 'n komment wat ek gelewer het op een of ander netwerk oor die wegraping, die pre-trib wegraping, en hoe dat hierdie mense absoluut glo dat as jy glo in 'n pre-trib rapture, moet jy gaan kyk of jy waarlik gered is. Goed. Ek het geantwoord en gesê, not a pre-trib rapture, the rapture occurs after the Great Tribulation, waarop hy geantwoord het, Tom Lessing. Hy het gesê, pre-rev en post-tribulation rapturists may as well ask themselves whether they still believe in Jesus Christ. So as jy glo aan enigiets anders as die pre-trib rapture, moet jy vir jouself gaan afvra, is ek regtig gered? Hulle betwyfel nou dat jy selfs gered kan wees. Is dit nie skokkend nie? Kom ons gaan luister wat sê Amr Tsarfati, hoe hy 'n bespotting maak van mense wat deur die groot verdrukking gaan. A lot of teachers that teach that you will go through the tribulation. Well, be my guest. I can tell you one thing. This whole debate over pre-trib, mid-trib, post-trib, it's just like going to a restaurant. And how do you want your steak? Rare, medium, well done. How do you want to get to heaven? Rare, medium, well, or well done? All I know is one thing. If we need to spend time in front of the bema seat of Jesus, and if we need to stay and have the marriage ceremony up there, and if we want to look at those mansions that he's been faithfully working on for the last 2,000 years, we're not described as going with crutches and on wheelchairs because we made it through halfway of the tribulation, or completely dead without heads because we are at the end of the tribulation. No, that's not the case. We're standing there. The only thing that has to happen to all of us prior to us going to be with him is that all of those lowly bodies, sorry for my compliment this morning, all of our lowly bodies will have to change. That's it. Nou ja, dis 'n bespotting wat hy maak en jy kan duidelik hoor, hy gaan nie deur die verdrukking gaan nie. Hy sê dat as ons, as mense, voor die regterstoel in die bruilof van die lam moet wees, hoe word ons mense beskryf wat rondloop in krikke, rolstoele en as onthoofdes? Nou ek wil vinnig iets sê oor die bruilof van die lam en die regterstoel. Paulus het gesê, ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Nou wat van die gelowiges tydens die groot verdrukking? Hulle word gered deur die bloed van die lam en die getuienis van die woord van God. Hulle is geredde mense, hulle is gered soos ek en jy. As die wegraping voor die verdrukking moet plaasvind, hoe gaan hulle nou die regterstoel mis en die bruilof van die lam mis? Dink 'n bietjie daaroor. Dit is nie iets wat gaan gebeur nie. Die wegraping, die wederkoms is na die verdrukking en dan sal ons almal voor die regterstoel van Christus verskyn en by die bruilofsfees van die lam wees. Geen uitsondering nie. Maar hierdie man beskou dit as 'n grap dat ons absoluut hierdie verdrukking sal gaan en onthoof sal word en hoe kan ons nou voor die regterstoel en die bruilof van die lam staan as dit die geval moet wees. Maar min lees hy wat staan in Openbaring 12 vers 11, they overcome him by the blood of the lamb. Dis baie duidelik. Kom ons gaan luister wat sê Neville Norton terwyl hy met Isak Burger gesels oor hierdie groot verdrukkingssituasie van gelowiges wat glo hulle gaan daar wees. Kom ons gaan kyk. Iemand sê vir my op 'n dag, broer, as ons nie eskatologies kan saamstem nie, kan ons nie hande vat nie. Ek sê toe goed, wie glo die Here kom terug? Almal glo hy kom terug. Ek sê wie glo hy kom voor die verdrukking? So derde steek hulle hande op. Wie kom in die middel van die verdrukking? Nog 'n derde. En wie glo hy kom aan die einde van die verdrukking? Nog 'n derde. Ek sê het ons 3 kerke. Ons stem nie saam eskatologies nie. Ons stem saam oor jou basiese begrip dat daar's geen ander naam, sê Handelinge 4:12, onder die hemel gegee, waardeur die mens gered kan word nie. Maar eskatologies, ek onthou, ek het om PD gaan vra, ek sê, PD, help my met hierdie eindtyd ouens. Toe stap 'n ou net daarin en hy sê, ek glo, ons gaan deur die verdrukking.
En PDK kom so, hy sê, glo jy dit? Hy sê, broer, geniet dit. Ja, hier sit Neville Norden en hy praat met Dr. Isaac Burger en in 'n bespottende manier praat hulle oor die mense wat nou nie glo wat hulle glo die pre-trib rapture gaan wees nie, maar dat dit hier 'n groot verdrukking sal gaan. Nou sê P.D. LaRue, ek onthou die man nog jare gelede, en toe sê hy vir die man, maar dan moet jy het geniet as jy daardeur wil gaan. Hierdie mense glo absoluut dat hulle glad nie deel gaan wees van die groot verdrukking nie, en eintlik spot hulle met hierdie mense wat daarin vashou. Kom ons gaan kyk na Lamb and Lion Ministries, hoe dat hulle hier 'n absolute doelbewuste bespotting maak van mense wat deur die groot verdrukking wil gaan. They can have that and it'll help them. Now, having said that, why is it that there is this argument that the church is going to go through the tribulation? And that's because some people are really looking forward to that. They seem to be, yeah, they've got this suffering mentality. Yeah, but let me explain. Die for Christ. Get my head chopped off. Well, let me tell you, that sounds good until it comes to your house. Yeah, they call us escapists. Yeah, exactly. I just tell them, go to Iran in the corner, start preaching, and then you can be martyred. And here's what's so incredible. This is a very simple solution to what it seems to be a complex question. So here's how I deal with this, and this is why I believe this. As a student of Scripture, I've done my homework, number one. Number two, I don't have an axe to grind with anybody. If God wants us to go through the tribulation, we'll go through the tribulation, but that's not what the Bible teaches. And here... Nee, dis presies wat die Bybel leer. Ons gaan deur die groot verdrukking gaan. En jy kan baie duidelik sien hoe hierdie mense absoluut spottenderwys praat oor mense wat daar gaan wees. Nou sê hulle, hoekom het sommige die mentaliteit dat ons deur die groot verdrukking sal gaan, en dan sien hulle ook nog uit daarna. Dis, niemand sien uit om deur die groot verdrukking te gaan nie. Niemand sien uit na vervolging, glad nie. Maar hierdie mense hou vas aan 'n valse hoop dat daar 'n pre-trib rapture gaan kom, en hulle glo dit gaan absoluut 150% gebeur, terwyl die woord van God dit nie lees leer naaste my nie. Nou die man heel regs op die skerm, hy het nou Lion and Lamb Ministries oorgeneem, hy sê, died for Christ, your head has been chopped off, just start preaching and you will be martyred, jy weet. 'n bespotting wat hulle maak oor mense wat gaan ly vir Christus. Ek dink nie hy besef daar gaan mense wees in die verdrukking wat onthoof gaan word en hulle lewens gaan gee vir Christus nie. Ek dink nie hy besef, hy glo dit nie, want hy glo hy gaan glad nie daar wees nie. Goed, dat die Bybel nie leer dat ons die groot verdrukking sal gaan nie, sê hy aan die einde, dis alleen. Die Bybel leer nêrens van 'n pre-trib rapture nie, maar dat die gelowiges na die groot verdrukking eers weggeneem sal word. Kom ons gaan kyk na hierdie skokkende video van 'n man wat loop in die veld en sing en 'n bespotting maak van die mense wat post-trib of pre-rap is en glo dat ons hierdie verdrukking sal gaan. Kom ons gaan kyk. Jesus, are you saying Jesus, come? Are you saying, I believe it, the Bible says it, Jesus, you're coming any moment, any moment, any moment. Are you believing it? Any moment. Do you believe the scripture? Or are you saying, come, great tribulation, I'm ready. Come, great tribulation. I dare you to come, great tribulation. Is that what you're saying? Ja, sonder kennis is hierdie man besig om 'n bespotting te maak van hulle wat glo en weet dat hulle die groot verdrukking sal gaan as die Here, as die dinge begin gebeur. En dan loop hy en sê, come tribulation, come tribulation. Dis nou die pre-rap en die post-trippers wat dit nou sal sing of sal skreeu. En dan sê hy, maar die wegraping is imminent, dit gaan enige tyd gebeur. En kan hy duidelik sien hoe hy 'n bespotting maak, terwyl hy eintlik nederig moet wees en moet aanvaar dat wanneer ons deur die verdrukking gaan, hy sal deelgenoot hê aan die lyding van baie mense wat vervolg word ter wille van die naam van Jesus Christus. Wat is die mense wat ek vir vandag gewys het? Absoluut wat almal bespotting maak en glo dat daar 'n pre-tribulation rapture gaan wees, terwyl dit nooit gaan gebeur nie. En hulle kan nou met my verskil. Daar's baie comments wat ek ontvang waar mense sê nee, jy's van die waar af, maar die dag en die oomblik waar dit nie gebeur nie, gaan hulle met groot
Hulle gaan offended voel, hulle gaan voel hulle is verraai, en iemand het hulle mislei oor hierdie leerstelling. En dit gaan hulle eie pastore wees. Maar dit is absoluut aan die orde van die dag, en ek en jy moet nederig bly. As die Here ons sal spaar in die verdrukking, is dit 'n wonderlike genade. As ons sterf vir Christus, is dit ook genade. Goed, ek gaan afsluit. Die Bybel sê in Lukas 21, 25 tot 28 hierdie belangrike dinge. Hy sê, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Dis baie duidelik. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En nou sê die skrywer van Lukas, hy sê as hierdie dinge begin gebeur, hef julle hoofde op omdat julle verlossing naby is. Met ander woorde, wanneer gaan ons eers opkyk? Nadat die son en die maan en die sterre swart geword en soos bloed geword het. Dan sal Jesus kom, dan sal die harpatsou plaasvind, nie voor die tyd nie. Mag die Here ons oë oopmaak, dat ons altyd met 'n nederige hart sal luister na die woord van God en sal verstaan wat die woord leer oor die eskatologie. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.